Kom ons sluit die oë. Here, ons woorde is min vanmiddag. Dankie dat U hier is, Here, en dankie dat ons weet dat U op 'n wonderbaarlike manier ons kom troos vandag. Die besonder ook vir hom Andrei om kom omvou met die teenwoordigheid. Ook vir die res van die familie. Mag hierdie diens regtig vandag, Here, U eer. In Jesus naam. Amen. Vriende, julle is so welkom hier by Erfdeel vanmiddag. In die besonder welkom om Andrei, Didi, Bianca, Gerard. Mag julle vandag die Here beleef, ervaar, die res van die familie wat hier is, mag die Here se teenwoordigheid vir julle tasbaar wees. En ek weet, die dood los 'n mens met 'n klomp vrae, 'n klomp onsekerheid, 'n klomp emosies. En ek wil sê, dis okay om dit te voel, dis okay om hierdie goed te beleef. Al wat ek vandag vir jou wil sê is, moenie dit probeer opkrop nie. Ek dink wat belangrik is dat jy vandag met alles wat in jou leef na die Here toe gaan. Dat jy jou hart vandag met die Here sal deel. Psalm 62, so mooi psalm, sê die volgende woorde: praat julle harte leeg by hom. Mag julle dit vandag doen. Praat julle harte leeg by hom. Terwyl ons 'n oomblik so rustig voor die Here gaan sit, wil ek 'n oomblik stilte gee en daarna, as die musiek begin speel, dan kan ons opstaan en 'n lied saam sing. Maar voor ons dit doen, kom ons maak ons oë toe en ek gee net so 'n oomblik waar jy net vandag jou hart met die Here deel. Romeine 14 vers 8 sê die volgende, dit sê as ons leef, dan leef ons tot eer van die Here. As ons sterf, dan sterf ons tot eer van die Here. Of ons leef en of ons sterf, ons behoort aan die Here. En ek weet, Tannie Rosa tot by haar dood toe aan die Here behoort. Ons het daaroor gepraat. In hierdie konteks is dit een van die beste geskenke wat 'n geliefde jou kan gee, is die wete dat hulle aan die Here behoort. En ek dink vir die familie, vir die gesin, is dit die beste geskenk. Naastens hulle lewe, is dit om te sê ek behoort aan die Here. En ek het vir myself gevra, of kan jou geliefdes dit van jou sê, as die rolle andersom moes wees? Sou jou geliefdes die wete gehad het dat jy ook aan God behoort? Of sou hulle moes wonder? En ek dink, vandag is ons dankbaar om te weet, dat die Rosa aan die Here behoort. Familie, vriende, vandag se diens is 'n paradoks, want ons harte is vol liefde, maar vol verlies. Ons is dankbaar, maar ons is ook hartseer. En dis juis in hierdie oomblikke wat die Here se woord die ding is wat vir ons vrede bring. Sien, ons gaan nie vandag in God se woord soek na antwoorde nie. Want ek is jammer, dit kan ek nie vir julle gee nie. Ek dink nie op aarde gaan ons ooit die perfekte antwoorde kry nie. Maar ons draai na God se woord toe, omdat dit die ding is waardeur God ons troos. Ek vra elke keer myself, hoekom preek 'n mens op 'n begrafnis? En ek dink dis die antwoord, is om te sê, deur God se woord, kom troos hy ons. Kom raak hy ons aan, ook ons harte. Psalm 91, die teks wat die familie gevra het om te deel, wat vir Tannie Rosa kosbaar was, wat sy by haar gedra het. En dit is nogal belangrik om te gaan kyk, wanneer is hierdie psalm geskryf, en dis nie geskryf toe dit goed gegaan het, en alles mooi en oulik was nie. Hierdie psalm is juis geskryf in hartseer en in onsekerheid.
Dis nie 'n psalm wat geskryf is in sonskyn dae toe alles goed gegaan het nie. Dis 'n psalm van teenwoordigheid, 'n psalm wat iets beskryf van God se nabyheid, juis wanneer hy ver voel. Dis 'n psalm wat ons verseker dat wanneer storms ons tref, God sy vlerke oor ons sprei. Psalm 91, ek gaan jou vra om, as ek dit lees, jou oë toe te maak vir 'n oomblik, en regtig aandagtig net te luister. Ek wil nie ander goed met jou aandag aftrek nie. So terwyl jou oë oomblik gesluit is, hoor net die woorde van hierdie psalm. Hoor wat sit dalk in jou hart vas. Psalm 91. Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U is my toevlug. U is my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou. Dit is hy wat jou bewaar. Hy beskud jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou van alle kante. Jy hoef nie bang te wees nie vir gevaar in die nag, vir aanvalle deur die dag, vir die pes wat in die donker toestaan, of dit wat oordag verwoesting saai nie. Al val daar duisende langs jou, 10.000 by jou, vir jou sal niks tref nie. Omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste jou beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar ook al jy gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy jou voet nie teen 'n klip stamp nie. Jy sal oor leeu's en adders loop. Leeu's en slange sal jy doodtrap. Vers 14, omdat hy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here. En omdat jy my ken, sal ek jou beskerm. Wanneer jy my aanroep, sal ek jou gebed verhoor. In jou nood sal ek by jou wees. Ek sal jou red en jou in eer herstel. 'n baie lang lewe sal ek jou gee, en oor my hulp sal jy jou verbly. Die Passion Translation sê die volgende: When you abide under the shadow of El Shaddai, you are hidden in the strength of the Most High God. He is the hope that holds you, the stronghold that shelters you. For the only God is your great confidence. He will rescue you from every hidden trap and protect you from false allegations. Vers 4, His massive arms are wrapped around you, protecting you. You can run under His covering of majesty, there you can hide. His arms of faithfulness are a shield. Vers 9 sê, when we live our lives within the shadow of the Most High, He is our secret hiding place. Vers 15, die belofte van God vir julle vandag. I will answer your cry for help every time you pray, and you will feel my presence in your time of trouble. Mag jy vandag die Here se teenwoordigheid beleef, mag julle in hierdie tyd van swaar en seer regtig die Here beleef, sy teenwoordigheid ervaar. Hierdie psalm begin in Psalm 91 vers 1 met die woorde, hy wat by die Allerhoogste skuiling vind. Hierdie woordjie skuiling in hierdie vers is die Hebreëse woord seter, wat beteken 'n geheime toevlug of 'n wegkruipplek. En toe ek dit lees, en ek gaan lees bietjie die betekenis, toe dink ek aan 'n seentjie of 'n dogtertjie wat vir die eerste keer 'n vreemdeling ontmoet. En julle weet mos wat doen 'n kind wanneer daar iemand vreemd is, hulle gaan kruip
agter ma of pa se been weg, om te dink hierdie ou gaan hulle nou nie sien nie. En hierdie woordjie skuiling is die beeld wat ek wil hê jy moet kry. Dat God sê, jy moet soos 'n seentjie wees, dogtertjie wat agter sy pa se been wegkry. En ek het vir myself gevra, hoekom doen 'n kind dit? Hoekom gaan kruip 'n kind agter sy pa weg wanneer daar 'n vreemdeling is? En dis omdat hy weet dat sy pa hom sal beskerm. Dis omdat hy weet of sy weet by my pa is ek veilig. So maak nie saak wat vir my voor lê nie. Hierdie persoon gaan my beskerm. En dis wat hierdie Psalm vir ons vandag uitnooi om te sê, maak God die een by wie jy wegkruip, agter wie jy skuiling soek, omdat jy nie weet wat die toekoms inhou nie. Maak God jou wegkruipplek. En ons hoor dit so baie in hierdie Psalm, vers 4, vers 9, wat hierdie uitnodiging is, maak God jou skuilplek, jou wegkruipplek. En die Passion sê jou secret hiding place. Jy weet, toe jy 'n kind was, en van die ouer mense hier veral, so dalk iets van dit beleef het, dat daar altyd 'n plek is, waar jy gaan wegkruip het, sodat niemand jou kan sien nie, niemand jou kan kry nie, daar het jy veilig gevoel, en dis presies wat hierdie teks jou na toe uitnooi, om te sê, maak God jou secret hiding place. Wanneer dinge jou oorweldig, wanneer dinge te veel raak, om te sê, dis die plek waantoe ek ontsnap. Ek het nie die goed van die wêreld nodig nie, ek het nie middele nodig nie, ek het niks anders nodig, as wanneer ek voel ek kan nie meer nie, om na God toe te gaan. Te sê, God is my wegkruipplek, die een agter wie ek skuil. Psalm 27 beskryf dit so om te sê, die Here beskerm my die dag as slegte dinge op my afkom. Hy bewaar my, hy help my uit die moeilikheid, hy laat my by hom wegkruip. En as ek die woordjie wegkruip sê, hoop ek jy kry die beeld van daai klein kindjie wat agter sy pa gaan wegkruip, omdat hy weet sy pa gaan hom beskerm. Dit laat my dink aan 'n klein eenvoudige verhaal van 'n klein seentjie wie sy pa vir hom gesê het om 'n baie swaar klip op te tel. En hierdie seentjie het probeer, hy het gesteen en gekreun, hy het gesukkel, maar hy het vir homself gesê, ek kan hierdie doen. My pa sê ek moet, so ek kan hierdie doen. En hy het weer probeer, en later sê hy, papa, ek kan dit nie doen nie. Ek het al alles gebruik wat ek het. En sy pa kyk saggies na hom en sê, nee my seun, jy het nie alles gebruik nie, want jy het my nooit gevra om te help nie. Is dit nie so tipies hoe ons as mens is nie? Dat ons voel ons moet alles self doen, self hanteer, self uitfigure, ek moet sterk probeer wees, ek moet alles vir almal probeer wees. En vandag is hierdie uitnodiging van die Here, kom, Matteus 11:28, kom na my toe. Kom kruip by my weg. Jy hoef nie hierdie self te handle nie. Jy hoef nie altyd net vir almal okay te wees nie. Kom kruip by my weg. Kom na my toe. En ek weet aan die Rosa het hierdie toevlug geken. Vir die laaste paar jaar vir haar lewe veral. In tye wat sy nie geweet het wat môre gaan bring nie, waar die toekoms hoe onseker was, het sy 'n plek gehad. Spesiale wegkruipplek. Want anders sou sy dit nie kon doen nie. En dit was God se arms. En weet julle wat sy ongelooflike van wie sy was, is dat dit was nie 'n af en toe ding nie. Want dis mos maar wat ons as mens doen hè. Die Here is vir ons af en toe 'n wegkruipplek, veral wanneer ons dit die nodigste het.
dan wil ek na God toe gaan. Wanneer ons by begrafnisse kom, of by die hospitaal beland, dan kort ek 'n wegkruipplek. Tannie Rosa se lewe het getuig dat hierdie wegkruipplek meer as net 'n af en toe was. Die woordjie in Psalm 91 vers 1 vir vind, jy moet jou skuiling by die Allerhoogste vind. Sy oorspronklike woord beteken, hoor hoe mooi is dit, to settle down and make home. Hoor jy die dieper vraag om te sê in hierdie Psalm, ek wil nie hê God moet net vir jou af en toe 'n skuilplek wees nie. Ek wil hê God moet vir jou home word. 'n Plek waar jy permanent leef. Funksioneer, reageer. 'n Permanente huis. Ons skuiling moet ons huis maak. Ons moet in verhouding met God leef. En dit beteken meer as net kerk toe gaan. Dit beteken meer as net om sekere tye sekere mooi goed te doen. Om die Here jou huis te maak beteken jy voel tuis in sy teenwoordigheid. Jy voel geliefd en gemaklik as jy tyd by hom spandeer. Dit beteken dit wat Psalm 27 sê, daar's een groot wens in my hart, dat ek my lewe lang by die Here mag wees. Ek wil sy nabyheid dag en nag beleef. Weet julle, dit is vir my die hartseer van ons as mens, is dat soveel van ons nie eintlik tuis voel in die Here se teenwoordigheid nie. Ons voel skuldig, dat ons nie genoeg kerk toe gaan nie, of nie genoeg Bybel lees nie, of nie genoeg bid nie. Ons kom nie op die punt waar dit vir my sê, ek geniet dit om by God te wees, want daar voel ek tuis. En dit is wat Tannie Rosa, dink ek, deur haar lewe vir ons wil leer. Om te sê, ten spyte van wat hierdie vrou moes deurmaak, en beleef, en ervaar, en ek sê baie keer vir myself, as ek in daai situasie was, sou ek regtig nog aan God vasgehou het? Met alle eerlikheid, I don't think so. Ek dink ek sou woedend wees. En haar lewe leer ons om te sê, huis my huis. My wegkruipplek. Met al die vrae en onsekerheid, het sy naby die Here gebly. En al hoe jy dit kan doen, vriende, is as jy naby God leef. As jy nie naby God leef nie, sal hy nooit vir jou soos 'n huis voel nie. Die Passion vertaling van Psalm 91 sê, when you abide under the shadow of El Shaddai, die skadu van God, as jy daar wegkruip. En 'n skaduwee is die realiteit, as jy my skaduwee kan sien, om in my skaduwee te wees, beteken jy moet redelik naby aan my wees. Ek en jy kan nie verwag om onder die skadu van God te wees, as ons nie bereid is om naby hom te leef nie. En weet julle wat so ongelooflik is, soos my skaduwee naby my is, sê God hierdie ongelooflike belofte, ek is naby jou. Ek kyk nie van die kantlyn af nie, hy's hier, vandag. By hierdie diens, is God teenwoordig, is hy naby. En ek wil so bold wees om te sê, as jy dink hy is nie, is dit omdat jy ver is. God is naby, ook wanneer ons huil, swaar kry. Johannes 11 is hierdie ongelooflike gedeelte, waar ou Lazarus doodgaan. Vriend van Jesus, en hulle hom gaan roep, en Jesus sê, nee, ek kom, en hy's 3 dae dood. En toe Jesus by sy graf kom, sien hy die mense huil. En weet julle wat is die eerste ding wat Jesus doen? Hy begin huil. Is dit nie ek en jy tipies wil troos? Want kyk, Jesus het geweet, Lazarus gaan uit die dood opstaan. Jesus het geweet, hoor jy, hy slaap net.
Maar toe hy daar kom, het hy nie oplossings probeer bied nie, hy het nie antwoorde probeer bied nie, hy het net eenvoudig saam gehuil. Want hy het die seer beleef van dit wat mense deurmaak. En daarom wil ek vir julle sê, vandag huil God. Saam. Ja, hy ken die eindverhaal. Hy weet sy's okay. Hy weet sy het 'n nuwe lewe, maar hy huil. Saam, dis wat Psalm 116 sê. How painful is it to the Lord when one of his people dies. Huil is nie teken van swakheid nie, maar eintlik liefde. Veral julle 3-4, daar gaan dae wees waar hierdie seer net too much voel, waar jy gaan huil en die trane gaan kom sonder 'n waarskuwing. En dis okay. Moenie die rou jaag nie, want God is saam met jou daarin. Ek dink dit is so 'n ongelooflike beeld om te besef, ek hoef nie te maak asof alles net okay is nie, want Jesus is saam met my hierin. Weet wat ek voel en beleef. Psalm 34 sê, die Here is naby die gebrokenes. Psalm 91 vers 12 beskryf hierdie ongelooflike idee so 'n bietjie meer. Hy sê, hy sal sy engele opdrag gee om jou te dra. Dis 'n ongelooflike mooi, sagte beeld van God om te sê, ek sal jou dra. Psalm 46 vers 4 sê, ek het jou gemaak, ek sal vir jou sorg, ek sal jou dra. Dis God se belofte, gister, vandag tot in ewigheid. So die Here het in hierdie eerste vers, een ou versie vir ons, 2 belangrike goed gesê, kom maak my 'n wegkruipplek, wanneer jy bang en onseker voel. Maak my jou huis, maak my teenwoordigheid, die plek waar jy wil bly. En dan gaan hy verder, vers 4, en hy skep weer hierdie ongelooflike mooi beeld. Hy sê, ek sal jou oordek met my vlerke. Onder my vleuels sal jy skuil. Die woordjie oordek beteken, dis soos om in 'n tent te wees, wat jou beskerm teen die wind en die weer. 'n Arend, wat haar kleintjies toemaak, of 'n hen, met haar kuikens. Ek weet nie of jy dit al gesien het nie, maar wanneer 'n hen gevaar sien, dan maak sy haar kuikentjies toe, en sy sit haarself tussen die gevaar en haar kuikens. En dis wat die Here in hierdie vers sê, hy kom tussen ons en die gevaar. Hy maak ons toe. Die uitnodiging weer, kom skuil by my. Vriende, kanker is nie 'n woord wat enige familie ooit wil hoor nie. Dis 'n dief wat stadig kom steel, stukkie vir stukkie. Terwyl kanker Tannie Rosa se lewe aangeval het, al was dit soms hoe moeilik, dank ek die Here dat dit nooit aan haar siel kon raak nie. En ek het in my hart gevoel om vandag te sê, want dis die ding waaroor ons praat. Weet julle hoe hartseer is dit dat ons soveel keer praat oor hoe iemand doodgaan en so min oor hoe daai persoon geleef het. En ek het in my hart gevoel om vandag net te sê, kanker het nie die laaste woord nie. Ek weier om dit die laaste woord te gee. Die dood het ook nie die laaste woord nie. Want ons het nog 'n lewe. Hierdie is nie die einde nie. Daar's 'n groter en 'n dieper waarheid. Want vir ons wat God vertrou en vir ons wat so sy naby God leef, is die dood nie die einde van die pad nie. Dit is eintlik net 'n brug na 'n nuwe, beter pad. Dit is 'n opening na 'n nuwe begin. Dit is 'n storie van 'n ou wurm wat gedink het sy lewe gaan eindig. Hy het eendag al hoe stadiger begin kruip. Hy het moeg geword, al hoe swakker. En hy was nie meer in staat om te kon doen wat hy altyd kon doen nie. Die ou wurm het 'n tak gekry en sy lyf het vir hom gesê, hier is die laaste plekkie waar jy gaan loop. Die wurm het gaan lê en toe gebeur daar 'n transformasie.
wat soos die einde gelyk het, was vir hierdie ou wurm die begin. Want toe hy weer sy oë oopmaak, het hy die mooiste vlerke gesien wat hy al ooit beleef het. Hierdie ou skepseltjie wat nie meer eers kon kruip nie, kan nou sweef. Wat as die dood in God se genade lyk, is eintlik 'n kokon wat 'n nuwe lewe voortbring. Wat ons as verlies sien, is transformasie. Tannie Rosa het 'n stryd geveg wat nie een van ons ooit sou kies nie, een wat uitput, vrees bring, wat mens laat wonder, Here, hoekom? Maar selfs in haar vrae, het sy aan God vasgehou aan hoop. En weet julle wat die ongelooflikste van dit alles? Tot aan die einde was hy daar vir ander mense. Ek weet mense sê baie mooi goed op 'n begrafnis. Ons voel seker dis die regte goed om te sê. Net so 'n kantnota, ek het 'n prentjie gesien wat sê leef so dat die dominee nie hoef te jok op jou begrafnis nie. Dank die Here ek hoef nie. Want dit wat ek vandag van Tannie Rosa sê, hoef ek nie oor te jok nie. En ek dink haar lewe was so groot voorbeeld van onvoorwaardelike liefde. En ek praat nie van groot goed nie. Ek praat van elke dag 'n klein goedjies. Sy was een van daardie mense wat regtig vir jou sou iets gee om te eet, al was dit haar laaste brood. Ek weet baie mense sê dit oor baie mense. Ek glo dit nie altyd nie, maar ek kan vandag vir jou sê dis hoe sy was. Handelinge 20 vers 35 sê Jesus self, om te gee maak mens gelukkiger as om te ontvang. Ek dink dit was, sy het nie net daai teks geken nie, sy het dit geleef. Sy het mense raak gesien, en as sy by 'n vertrek ingestap het, al was haar ou liggaam hoe moeg, het sy nog steeds vrede gebring. Daar's 'n ou bekende Joodse spreekwoord, wat sê, elke klein daad van liefde plant 'n blom in jou tuin in die hemel. Wat weer sê, elke klein daad van liefde plant 'n blom in jou tuin in die hemel. Nou ek weet nie of die spreekwoord waar is nie, maar as dit is, dan dink ek het Tannie Rosa vandag 'n onbeskryflike tuin. Want sy het liefde geplant, en julle wat hier sit is getuies daarvan. Voor ek klaar maak nog 'n laaste ding uit hierdie teks, Psalm 91 vers 15, kom die Here met 'n belofte wat hy sê, in jou nood sal ek by jou wees. Vriende, God het nooit vir ons 'n lewe beloof waar daar nie moeilike tye gaan wees nie. Die een belofte wat hy gemaak het, is dat hy in die moeilike tye by ons sal wees. Het gaan eintlik verder. Johannes 16 vers 33 sê, in hierdie wêreld sal julle swaar kry beleef. En julle kan daarvan getuig. In hierdie wêreld sal julle swaar kry beleef. Maar dan kom die passion en hy sê dit goed, hy sê, and you will feel my presence in times of trouble. God beloof soos met Sadrag, Mesach en Abednego om binne in die vuur by jou te wees. Nie 'n lewe sonder die vuur nie, maar God by jou daarin. Dis 'n given dat ons gaan swaar kry beleef. Maar hier's die ongelooflike belofte, dit wat aan die Rosa se lewe keer op keer vir ons kom verduidelik, keer op keer vir ons kom wys. Al beleef jy swaar kry in hierdie wêreld, Romeine 8 sê, een ding is vas en seker, niks kan jou ooit van Christus se liefde skei nie. Nie dood of lewe, of engele, of duiwelse magte, nie vrees vir vandag of ons kommer oor môre nie. Niks daarbo of onder in die dieptes of elders in die skepping kan jou ooit van God se liefde skei nie. Ek wil jou vandag herinner, God is hier, teenwoordig. Elke oomblik, elke traan, elke stil, elke oomblik hierna.
En hier is my grootste hart veral vir julle is om te sê, mag Psalm 91 julle nie net vandag troos nie, maar mag dit iets word waaraan julle vashou elke keer as die moeilike dae kom, as die seer kom. 'n Laaste gedagte voor ek klaarmaak, wanneer iemand vir wie ons lief is, die wêreld verlaat, dan voel dit regtig of 'n stukkie van ons saamgaan. Ons bly agter, ons moet leer om te leef met net herinneringe en nie meer teenwoordigheid nie. En as ons vandag hier sit, voel dit eintlik vreemd om te dink dat ons nie meer haar stem gaan hoor nie. En tog is dit eintlik net die helfte van die waarheid. Want iets van haar bly agter. Die realiteit is, elke mens op aarde los iets agter wanneer hulle doodgaan. Vir party is dit massiewe goed soos 'n monument, ander los geld agter, ander los hulle naam op 'n gebou agter. Maar die Bybel sê, daar's iets groter wat iemand wat God dien agterlaat. En hy noem dit 'n nalatenskap. Tannie Rosa los die geur van haar lewe agter. Spreuke 10 vers 7 is 'n ongelooflike teks wat sê, die nagedagtenis van iemand wat reg doen, leef voort. Die boodskap sê, van 'n gelowige kan net goeie dinge gesê word. Lank na haar dood word sy nog onthou. Haar woorde leef in mense se hart. Wanneer ons van Tannie Rosa praat, kan mens nie anders as om te dink aan die mooi wat sy agterlaat nie. En die Bybel is nogal duidelik, hy sê geloof word oorgedra van een geslag na 'n volgende. Tannie Rosa se geloof is oorgedra aan julle. En deur Jesus, deur haar lewe het sy kom wys wie Jesus is en hoe hy liefhet. En dis haar nalatenskap. Dis nie iets wat jy kan meet nie, dis iets wat jy voel en onthou. Ons sê baie keer wanneer iemand doodgaan, dat hulle nie meer met ons is nie. Wat ek ook nie dink heeltemal waar is nie. Want die realiteit is, elke herinnering wat ons vandag met mekaar deel, herinneringe om Andre van haar lag en haar wysheid, haar raad, haar mens wees, leef voort. En soos tyd aanstap, begin haar herinneringe in julle voortleef. Iets van Tannie Rosa sal altyd binne julle leef. Die manier waarop julle praat en julle lag en julle werk en julle glo sal getuig van haar lewe. Dis hoe nalatenskap werk, vriende. 'n Deel van daardie persoon raak deel van jou bloed, jou gewoontes, jou menswees, jou siel. So my hart is dat ons nie sal sê dat sy nie meer met ons is nie, maar liewer net om te sê, hoe kan ek haar in jou raak sien? Ek sluit af. Ek weet nie hoe lank jou reis nog op aarde gaan wees nie. Ek weet nie wat se stryd dalk vir jou voorlê nie. Al wat ek weet is dieselfde God wat vir so lank Tannie Rosa gedra het. Sy belofte is dat hy jou sal dra. Dat jy sal leef met vertroue. Nie omdat die pad vorentoe maklik is nie, maar omdat God getrou bly. Van nou onthou ons en ons treur ons hoop, ons bid en ons leef onder die skadu van die Almagtige. God is ons toevlug en Psalm 91 herinner ons, daar's nie 'n veiliger plek om te wees as om by God weg te kruip nie. Mag Psalm 91 julle anker wees in elke hartseer en storm. Mag dit vir julle vrede bring wat julle gedagtes te bowe gaan. Kom ons maak ons so toe. My gebed, Here, is eenvoudig vandag, wees ons toevlug wanneer ons kwesbaar voel. Wees ons krag, Here, wanneer ons swak is. En wees ons vrede wanneer die hartseer ons tref. Hou ons naby U.
Help ons om altyd te leef in die skade weer. In Jesus se naam. Amen. Vriende, dis vir my voorreg om ook dan die bedankings te doen. Dankie vir Martens, vir julle hulp, julle reëlings, julle bystand. Teens in hoërskool met die fondsinsameling wat julle gedoen het, Tannie Rosa siek was. Dis ook dankie vir die kerk en die vrywilligers, vir die eetgoed ook. Almal wat bygedra het tot die kos, almal wat op enige manier deel was aan vandag. Al is dit hoe groot of klein verskil wat jy gemaak het. Dankie almal wat hier is. Dankie vir almal se boodskappe en incheck en vra hoe dit gaan vir die gesin en die familie. Dankie vir almal se liefde en ondersteuning ook in hierdie tyd. As deel van die Huldeblyk vriende gaan ek so net 2 briefies lees uit die boekie. Die res kan julle op julle eie gaan lees. So as jy jou boekie by jou het, is sommer welkom saam met my net. Ek gaan net Andre en Didi se briefie saam met julle lees. Die res kan julle regtig met liefde. As deel van die Huldeblyk aan Tannie Rosa lees ek graag. Ou nooi, met jou pen in my hand is my hart stikkend. Ek moet skryf, maar die trane is te veel. Ek moet groet, maar ek kan nie en ek wil nie. Ek wil jou lief hê tot ek my kop neerlê. Ek het altyd gesê, as jy eendag daarbo is, sal jy sien hoe lief ek jou het. Nou is jy daar. Dankie vir al die mooi saam in ons lewenspad. Ons 3 pragtige kinders, jou liefde en omgee. Ons bed is leeg, ek mis ons geselsies elke aand, jou seer, jou beter, my soen voor ete. Ou nooi, beloof om jou lief te hê tot ek my kop neerlê. Onthou, jy sal altyd my ou nooi bly, liefde, jou man. Mag die Here se arms om jou toevou en jou lag altyd gehoor word. Vanoggend is my foon doodstil, nie so besig soos hy altyd was met mamma se goeiemôre, lekker dag. Stuur foto's asseblief boodskappe nie. Ek bevind my om 'n foto of 2 van ons klein boetabou te stuur. Wil gou vinnig raad vra hoe voel mamma vandag? Dan skop die realiteit in, dat mamma nie gaan reageer nie. Ek mis al die foto's van die koeke wat ma gemaak het, en is trots en die trots in ma se stem oor al die bestellings wat uitgestuur is. Ek mis ons videocalls waar mamma my wys oor iets oulik wat mamma gemaak het. Die lag oor die foon, want ons kon lekker lag oor die lewe en sy streke. Ek weet mamma het self die dagies afgetel tot my voete Suid-Afrika se grond voel. Hier is ek, 'n paar dae te laat, om 'n drukkie te gee en te sê alles gaan oukei wees. Die Here het op my hart kom druk dat mamma moontlik vroeër mamma se engelvlerke gaan benodig. En die Here het my kalmte gegee en dis alles oukei, want mamma is nou pynloos en kan nou saam met oupa Nick en oupa Piet rondhardloop, soos ma nog altyd wou. Ma is saam met al ma se vriendinne wat ma in die laaste jaar verloor het. Ek weet mamma kyk af na ons en is trots op die mense wat in ons gevorm het. Rus nou, my liefste moekie, groete, Floy. Mamma, kan ek net sê, jy het so baie mense genooi vir hierdie. As mamma net kon sien hoeveel mense vir jou lief was en omgee, maar ek dink jy weet dit. Ek weet die hemel het nou 'n nuwe geur van vars gebakte koekies, want jy is daar. Jy was altyd besig in die kombuis met meel op jou hande, 'n glimlag op jou gesig en liefde in alles wat jy gemaak het. Jy het jou kanker met soveel moed en krag geveg. Selfs toe dit swaar was, het jy nooit moed opgegee nie. Jy het altyd liefde gewys, altyd omgegee en nooit toegelaat dat jou pyn jou mooi gees steel nie. Jy was 'n ware betekenis van 'n sterk vrou. Ek wens ek het geweet dit was mamma se laaste dag by my. Ek het dit dalk geweet, maar ek wou dit nie aanvaar nie. Ek het geweet jou tyd is min, maar ek het die hele tyd jou uurglas probeer omkeer. Weerloos lê mamma voor ons. Iemand wat eens sterk was en haar arms om ons kon vou. Iemand wat alles kon doen. Skielik is jou oë moedeloos.
Die oë wat eens gestraal het, saam met jou hart. Iemand wat altyd die sonstraal kon steel en ons almal warm gehou het met jou liefde. Mamma, ek wou jou net 'n bietjie langer hou. Ek weet jy het probeer en jy het my verseker jy probeer met alles in jou, maar jou lyf wil nie saamwerk nie. Ek koester al ons memories saam en ek weet nie wie gaan nou my selfies goedkeur of my beskuit bak nie. Ek sal seker maak die kleinkinders eet almal so hundreds and thousands op as hulle daar gaan kuier. Mamma, jou laaste ek is lief vir jou Bie en kyk na jou pappa, sal altyd by my bly. Mamma, ek is so lief vir jou en ek gaan jou ongelooflik mis. Jou lag, jou stories en jou sagte hart. Jy het my gewys hoe om met liefde te leef, selfs wanneer dit moeilik is. Mamma, jy straal pynloos deur die son, tot ons jou weer sien. Rustig slaap, mamma, jou liefde leef voort in my.